ek gaan sommer dadelik wegspring en ons begin met die boodskap vandag. En ek het groot stukke van een van my vorige boodskappe het ek gaan leen, want ek wil graag aangaan waar ek laas Sondag opgehou het. Nou is hier 'n paar van julle wat nou nie laas Sondag hier was, maar is nie 'n probleem nie, want die boodskap kan op sy eie nog steeds staan, want elke woord in die woord van God kan op sy eie staan. Maar ek gaan vir julle net so 'n bietjie agtergrond gee van waar ons laas Sondag gepraat het. En ek het aanvanklik begin by Noag en die ark, want ek wou gepraat het oor al die reën en wat die mense gedoen het, net voor dit begin reën het, en toe verander die boodskap, en toe begin ek praat van arke. En ek vertel toe vir mense hier van die 4 arke wat ons van lees in die Bybel. Almal is nie arke genoem nie, maar eventually is almal arke. So ons weet van Noag se ark, ons weet van die verbondsark. Ons het geleer dat Moses ook in 'n ark gelê het. So in die Engelse Bybel het ons gelees, sy maat 'n ark gemaak. So dis 'n ark, 'n bisiemandjie, dis 'n boot wat vir Moses gered het van die water, soos 'n ark. En toe leer ons van die Nuwe Testamentiese ark, wat toe nou op die ou end Jesus Christus is. So en toe lees ons 'n paar verse daaroor wat vir ons wys dat ons binne in hierdie ark moet wees om gered te kan word van definitiewe dood. En een van daai verse was onder andere Handelinge 17 vers 28 wat sê, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. Om in hom te lewe en te beweeg sê vir my dat ons saam beweeg. Want God staan nie stil nie. Heilige Gees staan nie stil nie. Ons beweeg in hom. Ons loop saam met hom. Ons loop in hom. Ons is deel van hom. So met ander woorde, daar's beweging. Ons loop of ons wandel. En om in hom te beweeg is daar sekere goed wat ons gaan moet doen, en sekere goed wat ons nie moet doen of mag doen of veronderstel is om nie te wil doen nie, maar ons doen dit nog steeds want ons is mense en die plek hier waar ons bly is van 'n sondige natuur. So ons het hierdie geneigtheid en elke keer terug te val na dit. Maar ons gaan vandag fokus op die saamloopgedeelte, die wandelgedeelte. Nou, wie kan vinnig vir my sê, wat het Henog gedoen? Henog het iets spesifieks gedoen. Wat is dit wat Henog gedoen het? Wel, die Bybel vertel van net een enkele ding wat Henog gedoen het. En ons sien dit raak in die middel van 'n stamboom. Ons love dit om stambome te lees in die Bybel. Nee, julle doen nie. Ek ook nie. Maar kom ek gaan vir julle stamboom lees. Genesis 5 vers 1. Die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskape het hy hom gemaak na die gelykenis van God. Man en vrou het hy hulle geskape en hulle geseën en hulle mens genoem, die dag toe hulle geskape is. Toe Adam 130 jaar oud was, het hy 'n seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld en hom Set genoem. Genesis 5 vers 4. En die dae van Adam na die geboorte van Set was 800 jaar. En hy het seuns en dogters gehad. So was dat al die dae van Adam wat hy geleef het, 930 jaar en hy het gesterwe. Toe Set 105 jaar oud was, het hy die vader van Enos geword. En Set het na die geboorte van Enos nog 807 jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
So was dan al die dae van Set 912 jaar en hy het gesterwe. Vers 9. Toe Enos 90 jaar oud was, kom ons skiep 'n stukkie. Kom ons gaan na vers 21 toe. Toe Henog 65 jaar oud was, het hy die vader van Methuselah geword. En Henog het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar met God gewandel. En hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Henog 365 jaar. En 'n interessante ding gebeur hierso. Moses stop vir 'n oomblik. Maar is Moses wat Genesis geskryf het. Net so terloops, as jy dit nie geweet het nie. Moses stop vir 'n oomblik met hierdie stamboom van Adam en hy fokus net vir 'n rukkie, fokus op een persoon. In vers 24 skryf hy, en Henog het met God gewandel en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Vir hierdie oomblik praat hy van Henog wat met God gewandel het en hy is weggeneem. En dan gaan hy in vers 25 net weer aan, toe Methuselah 187 jaar oud was, het hy die vader van Lamech geword. Baie belangrike goed om op ag te slaan van hierdie kort stukkie verhaal van Henog wat ons amper niks van weet nie, is dat Henog met God gewandel het. Dis wat hy gedoen het. Dis die ding waarvoor hy bekend staan, is dat hy met God gewandel het. Die volgende baie belangrike ding wat ons moet weet is, Henog het nie dood gegaan nie. Henog is weggeneem. God het hom weggeneem en hy was daar nie meer nie, soos wat vers 24 vir ons gesê het. Kyk, of die Here jou gaan wegneem, soos wat hy vir Henog op hierdie wonderbaarlike manier weggeneem het, en soos wat hy vir Elia weggeneem het, en of jy in jou slaap weggevat gaan word, en of dit 'n motorongeluk gaan wees, maak nie saak wat die wyse is waarop God jou wegneem uit hierdie aarde uit nie. As jy nie saam met hom gewandel het, terwyl jy hier op aarde loop nie, gaan jy nie saam met hom wandel in die hemel nie. Punt, einde van die storie, dit is hoe dit is. So hoe wandel ons dan saam met die Here? Baie belangrike vraag, en ek hoop julle het dit vir julle self gevra ook, terwyl ons nou die conclusion gemaak het, dat ons moet wandel saam met die Here. Ek het na 'n paar spesifieke dingetjies gaan kyk. Wat moet ek en jy doen om saam met God te wandel? Johannes 14 vers 6 sê vir ons, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Met ander woorde, jy gaan op 'n punt in jou lewe kom wat jy gaan moet erken dat Jesus die Seun van God is. Dat hy aan 'n kruis vir ons sonde gesterf het en dat hy op die 3de dag opgestaan het uit die dood en dat hy aan die regterhand van God sit. En deur hom, deur sy bloed, is daar vir ons 'n kans om in die hemel te kan kom. Maar ek praat nie net van met jou mond sê ek gee my hart vir die Here nie. Ek het dit gedoen. Ek was in die laerskool te doen ek dit al, want dit was kopkennis. Ek het geweet ek moet dit doen. Ek wil nie hel toe gaan nie. So ek gaan iets moet doen sodat ek in hemel toe gaan en die antwoord was, gee jou lewe vir die Here. Gedoen, maar niks het verander nie. Hoekom nie? Maar dit is nie net 'n dingetjie wat jy sê nie.
Alles verander wanneer jy dit gedoen het. En so gaan ek aan vir jare lank, wat ek van die Here weet. Ek noem myself 'n Christen, maar ek lyk nie soos 'n Christen nie. En op 35 jaar oud het ek 'n conversation met die Here gehad. En ek het besef dat ek so ver van die pad af is en ek het 'n besluit gemaak daardie dag dat ek my hele lewe gaan toewy aan die Here. En skielik is hierdie ding anders. Skielik voel ek anders as ek ooit gevoel het. En dinge begin anders te lyk vir my. En ek begin anders te praat. En ek voel anders te oor mense. En alles verander. Omdat ek regtig hierdie diepe, ernstige oorgawe gemaak het om God te volg en om sy wil at least te probeer doen. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Sonder Jesus se bloed en hierdie werklike oorgawe kan jy nie na die Vader toe kom nie. So daar's die eerste en die belangrikste en die grootste stap wat jy gaan moet vat om te kan wandel saam met God. Die volgende ding is goedjies wat half van selfsprekend is, maar ons doen dit nog steeds nie. En dit is om met God te praat. Om met God te wandel, om 'n Christen te wees, om 'n kind van die Here te wees, is verhouding. Alles rondom ons geloof, rondom ons redding, en alles gaan oor verhouding. Die verhouding wat ons met God het, verhouding wat ons met Jesus het, die persoonlike verhouding wat jy met Heilige Gees het, is die dinge wat maak of jy met God wandel of nie. Ons moet regtig aanleer julle om met die Here oor alles te praat. Ons is geneig om te dink, al wanneer jy met die Here kan praat, is as jy op jou knieë staan, en jy hande by mekaar sit, en nou bid jy. Dis nie nodig nie. Konstant moet ons met die Here praat. Ek dink, en ek gaan dit dalk nie 100% quote, want ek dink net daaraan, ek dink dit was Smith Wigglesworth wat gesê het, hy bid nooit langer as 'n halfuur nie. Maar hy gaan nooit 10 minute sonder gebed. So daarso is vir ons 'n rowwe aanduiding van hoeveel tyd moet jy spandeer? Nie moet nie. Kom ons los daai moet gedeelte uit hierdie sin uit. Hoeveel tyd is 'n goeie tyd om te spandeer met God in woorde wat jy met hom praat, om met hom te wandel. En dit is basies konstant. So alles waardeur Smith Wigglesworth gegaan het, het hy gekommunikeer deeltyd met God, deeltyd gepraat. En ek het dit al gedoen vir 'n tyd lank, en ek sal vir julle sê, die openbaring wat jy kry terwyl jy dit doen, dit wat die Here vir jou wys, dit omdat jy deeltyd in conversation is met hom, is ongelooflik. Hy het my met my werk al gehelp, dat ek 'n onmoontlike ding reg gekry het in sekondes. Net omdat ek met hom gepraat het. Ek sê, ek sê 100% seker om hierdie te doen nie, maar ek is nou die ou. Ek sê nie iemand dit moet doen. So, ek gaan hier loop en kyk, ek weet nie waarna ek kyk nie, maar wys dan asseblief vir my iets wat ek iets weer kan doen. En het my gewys. Wonderbaarlik het dit vir my gewys en ek het raak gesien. En in minute is wat ek verwag het om 'n week se werk te wees gedoen. Maar dan gaan ons baie keer ook na die ander kant toe. Dan raak ons bietjie te ekstreem. En ons praat te veel. En ons is net aan blabber en ons praat met die Here, en praat, en ons gee nie vir hom 'n split sekonde om vir ons iets te sê nie. Ons moet ook leer om stil te raak. Ons moet leer hoe om te luister. Pastor Jenny sê dit baie. Sy sê listening is a skill.
En om die Here se stem te hoor is 'n baie groter skill as om raak te hoor wat die mense rondom ons vir ons sê. En wat dit aanbetref, voel ek, jy moet jou Horeb ontdek. Jy moet jou berg Sinaï moet jy gaan ontdek. En daai plek gaan soek waar jy gaan sit en stil raak en wag op die Here se stem. En ek gaan vir julle 'n voorbeeld gee. Maar dit werk nie dieselfde vir almal nie. My Horeb is op 'n kajak op die water. Ag, ek het hoeveel keer al. Dan pak ek my visvanggoed, stokke is op, snacks is daar, al die loers waarna ek kan dink is in my boks. Nou gaan ek visvang. En as ek op daai water kom en ek druk my hande in daai water, dan is dit asof ek 'n direkte connection met die Here het. En as ek vir 3 ure op daai water, wat ek nie een keer aan 'n visstok raak nie, want ek is te bang, ek verloor 'n paar sekondes van God se teenwoordigheid. Daai was my plek, op die water, met my hande binne in die water. Waar gaan daai plek vir jou wees? Al jy dit gaan uitvind as jy dit gaan soek. Gaan soek daai plek waar jy kan stil raak, waar jy God se stem kan hoor, waar jy sy teenwoordigheid kan voel. Dit moet 'n tasbare ding wees. En as jy gesoek het en jy kry dit, jy praat met Heilige Gees, vra vir hom, wys vir my, waar is die plek waar ek moet wees om die stem te kan hoor? Alles om net te probeer, maar een treetjie nader aan God te kom, om sy stem te hoor, om sy hartklop te kan voel. Dan 'n baie belangrike groot gedeelte van om te wandel met God, is prys en worship. Toe Salomo klaar die tempel gebou het en die verbondsark ingedra, het hulle die Here geloof en geprys. Kom ons lees saam in Kronieke 5 vers 13 en 14. En toe die trompetblasers en die sangers almal saam eenstemmig begin om die Here te prys en te loof, en net toe hulle die stem verhef met die trompette en met die simbale en met die musiekinstrumente en met loof die Here want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid, is die huis van die Here vervul met 'n wolk. En die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie. Van die heerlikheid van die Here het die huis van God vervul. Hoe dink julle klink praise and worship? Ek dink is loud. Ek kan nie verstaan hoe daar kerke is wat praise and worship en hulle maak amper nie geluid nie. Daar's nie musiekinstrumente nie, daar's nie dromme nie, daar's nie trompette nie. Wanneer gaan die mense opgewonde raak om God te loof en te prys? Ons moet geraas maak wanneer ons loof en prys. Daar moet musiekinstrumente wees. Ons moet loud raak. En die ander belangrike ding is, ons moet dit saam doen. Daar moet unity wees. Die woord sê dit hier. Toe die trompetblasers en die sangers almal saam eenstemmig begin om die Here te loof en te prys. Almal het dit saam gedoen, eenstemmig. Nie een stem nie. Want deesdae is dit wat beskryf. Daar's een stem. Een stem uit 100 mense staan en loof en prys die Here. Waar ons woord sê vir ons, eenstemmig. Almal loud. Uit jou hart uit, borrelend, vol vreugde met 'n glimlag op jou gesig.
Dit is iets wat lekker moet wees om te doen. Dit is iets wat vir jou iets gee, terwyl jy dit uit jou hart uit doen. In Openbaring lees ons van hoe die engele almal saam dieselfde nuwe lied sing, waar hulle God loof en prys, dieselfde nuwe lied, almal saam. Ons moet een of ander tyd moet ons begin leidrade optel hier so die woord van God. Een of ander tyd gaan ons moet begin snap dat alles reeds vir ons gegee is van hoe ons sekere dinge moet doen. En dan moet ons dit doen. Hier kry ons uit die Ou Testament uit, kry ons voorbeelde en leidrade. Dink aan Dawid hoe hy voor die ark gedans het. Dat sy vrou vir hom gesê het, jy is eintlik 'n bespotting, weet jy. Maar hy gesê het, ek gee nie omdat jy vir my dink terwyl ek my God prys nie. Hierdie is vir my God. Wanneer ons hier staan en saam sing en ons loof en prys, dan gaan dit oor ons God. Dan gaan dit nie oor jou wat langs jou staan, jou wat voor jou staan, oor jou stem wat nie lekker is nie, oor jou wat nie kan sing nie, dit maak nie saak nie. Solank jou hart sing, wat by jou mond uitkom, dan is dit goed genoeg. En dan glimlag God vir ons, en hy weet, my kinders is opreg met my. My kinders loof en prys met hulle harte uit, nie net met hulle monde nie. Die volgende stap, metode van om saam met God te wandel, is meer van iets wat ons nie doen, iets wat ons verkeerd doen, iets wat ons nie veronderstel is om te doen nie. En kom ons lees saam Psalm 119 vers 9. Dawid skryf hier, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na u woord. Dawid skryf hier 176 verse waar hy aangaan oor hoe belangrik die wet van God vir hom is. Hy skryf hier oor hoe hy daarna strewe om elkeen van hierdie wette te gehoorsaam. Ons kan nie daarby verbykom dat net soos wat prys en worship ons in die teenwoordigheid van God kry, so vat sonde ons uit die teenwoordigheid van God uit nie. Op die einde van die dag is reg en verkeerd is verkeerd. Punt. En terwyl die wêreld dit veroordeel wanneer sonde aangespreek word, kan ons as disippels van God nie daaroor stil bly nie. Dit is ons verantwoordelikheid om hieroor te praat ook. Maar wat is sonde? Die woord sonde is vertaal van die Hebreëse woord hata. Hata is 'n spiesgooi of 'n boogskietterm. En dit is wanneer die bullseye. Nou daai tyd was dit 'n goue kol in die middel van die teiken, wanneer die goue kol gemis was. En ek praat nie net van wanneer die hele teiken misgeskiet is nie. As daai goue kol misgeskiet is, dan sê die klomp rondom, hata, jy het die merk gemis. Jy het die merk gemis. Okay, kom ons bring hata, sonde, terug in ons verhouding met die Here. Wanneer is dit hata? Wanneer het jy die merk gemis? Wanneer jy nie die wil van die Here gedoen het nie. Jy kan bekeer wees, jy kan werk doen in die kerk, jy kan goed wees vir die armes, jy kan mense versorg daar buite, maar as jy nie die wil van God doen nie, dan het jy daai merk gemis.
Lukas gee vir ons 'n mooi opsomming van wat die wil van God eintlik is. Kom ons lees Lukas 10 vers 25 tot 27. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê: Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus antwoord hom: Wat is in die wet geskrywe? En hoe lees jy? Vers 27. En hy antwoord en sê: Jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Ons is geneig om aan sonde te dink as moord en diefstal en die sogenaamde groot sondes. Maar vers 27 het my laat wonder oor myself. Vers 27 het gemaak dat ek vir myself 'n paar ongemaklike vrae moes gevra het. En die eerste een van hulle was: het ek God meer lief as enigiets anders? As enige iemand anders? Kan ek waarlik sê, alles kan weggevat word van my. Dit gaan nie saak maak nie, solank ek net vir God het. Die volgende vraag was: kan selfs my gedagtes getuig dat ek God meer lief het as enigiets anders? Dit is baie maklik vir my mond om dit te sê. Dit is selfs maklik om in dade dit te bewys dat ek God lief het. Maar wat gebeur in my kop? Wat gebeur wanneer ek my vererg vir iemand? Wat gebeur dan in my gedagtes? Lyk my gedagtes dan nog steeds of ek God die meeste lief het en my naaste lief het soos ek myself lief het? Of as my gedagtes kon praat, vrywilliglik en onbeheerd, wat sou by my mond uitgekom het? Sou dit dan nog steeds die beeld gewees het wat die wêreld dink ek is? Of sou ek skaam weggekruip het oor wat in my gedagtes aangaan? Klink dit of ek God die meeste lief het, bo enigiets anderste? Dit wat ek sê, oor die algemeen, praat ek asof ek God lief het. En hier kom 'n shocker, so wees voorbereid. En as ek my naaste regtig, so lief het soos myself, hoekom maak ek nie seker dat elke ou wat ek sien van die Here hoor nie, en dat hy tot bekering kom nie, en dat hy 'n disipel van God word nie? Hoekom is dit nie vir my belangrik genoeg om seker te maak dat almal wat ek ken, en almal wat ek sien, en almal met wie ek te doen kry, dat hulle saam met my hemel toe gaan nie? Dan, wat doen ek wanneer ek niks doen nie? Wanneer ek nie besig is met iets belangriks nie? Wanneer ek nie besig is met werk of met kerk of met huis of met sport of met hobbies of iets nie? Wat doen ek wanneer ek niks doen nie? Kan daai ding wat ek dan doen getuig dat God my nommer 1 is? En dan, waarmee hou ek myself besig? Nou kom ek sê vir julle so, en ek het hierdie redenasie oor 'n ding, en ek en 'n vriend het dit bespreek eendag. Ons het by die skietbaan gesit,
En ons het 'n lekker conversation gehad oor verhouding met die Here, kommunikasie met die Here, en wat hy vir ons toelaat en wat hy vir ons van af weghou. En ons het hierdie slotsomme gehad van wanneer jy regtig hou van iets. En ek en hy daai dag oor skiet gepraat. Maar ek en Freddie en Rudy en Tiara het gister 'n bietjie gaan visvang. So ek gaan 'n visvang as voorbeeld gebruik. So my redenasie is, omdat ek baie hou van visvang, wanneer ek by die viswater is, so hierdie gedeelte kon nou waarmee ek myself besig, né? So wanneer ek myself besig hou met iets, wat nou, die voorbeeld nou is visvang, terwyl ek dit doen, waarvan praat ek? Maak ek tyd om van die Here te praat terwyl ons visvang? Maak ek tyd om met die wat saam met my visvang goedjies te deel wat ek raak gelees het in die Bybel? Onthou daai gedeelte. Nou gaan ek gou spring na Lukas toe. In Lukas lees ons, na die kruisiging, na die opstanding, loop hierdie twee mans, loop hulle terug na hulle dorp toe. En hulle het 'n conversation oor wat nou net hierdie laaste paar dae gebeur het. En hulle praat met mekaar en hulle sê, jy sê vir die ander een, kan jy glo? Hulle het die Messias gekruisig. Hulle het gedink is net nog 'n mens. En die ander een sê miskien iets van ja. En toe bewys hy dat hy die seun van God is en hy staan uit die dood uit op. En hulle het hierdie conversation oor Jesus. En terwyl hulle hierdie conversation oor Jesus het, raai wat gebeur? Hier kom Jesus van agteraf aangestap en hy sluit by hulle aan. En hy begin saampraat. En hy begin vir hulle dinge te vertel van homself. Al die pad van Moses af vertel hy vir hulle dinge wat hy nie geweet het nie. En hy vertel vir hulle dinge van homself en oor wat gaan gebeur. En eventually nooi hulle om by hulle aan huis te bly. En daar leer hulle nog meer goed van hom. En toe Jesus aan tafel vir hulle brood breek, toe gaan hulle oop. En hulle sien maar, dis die Messias wat by hulle sit in hulle huis. Kyk, terug visvang toe. Terwyl ons visvang, en ons praat oor die Here. En ons praat oor die cool goed wat hy vir ons doen, en die awesome natuur wat hy vir ons gemaak het. En dit wat hy in ons persoonlike lewens doen, en wat hy in ons verhoudings doen. Dink julle nie, hy gaan by ons aansluit, soos wat hy by daai twee mans aangesluit het, en vir hulle dinge vertel het. En terwyl ons daar staan en visvang, gee ons vir Heilige Gees 'n geleentheid, ons skep 'n atmosfeer vir hom, want ons praat van die dinge van God. Waarmee hou jy jouself besig? En wat doen jy terwyl jy besig is met die dinge? Imagine dat twee mense, daai twee mans, het gestap daai dag, weg van Jerusalem af. En hulle praat oor kamele. Hulle praat oor 'n huis wat hulle besig is om te bou. Of hulle praat oor wat hulle die volgende dag gaan moet doen. Dat hulle uitgemis op die geleentheid wat Jesus by hulle aangesluit het en met hulle gepraat het oor hom. Hou jouself besig met God terwyl jy besig is om te lewe. Om met God te wandel, is daar 'n paar goed wat ons gaan moet regkry. Kommunikasie, praise and worship, die wil van God te doen, en om afstand te hou van sonde. Ons lees van almal in die Bybel,
dieselfde foute gemaak het as wat ons maak. Adam en Eva het gelast vir something, vir iets wat hulle nie eens geweet het wat dit is nie. En hulle het van daai vrug gevat, wat God vir hulle gesê het, moet dit nie doen nie, en hulle het gedoen. Samson. Kan jy imagine wat dit moet wees om die sterkste mens in die wêreld te wees? En al wat jy moet doen om die sterkste mens te wees, is net om gehoorsaam te wees. Net om jou Nasareer-beloftes na te kom. Daarmee is jy die sterkste mens wat daar ooit was. Maar hy het ook gelast vir iets. Altyd is dit hierdie ongoddelike begeerte wat mense dryf om die merk te mis. Job het gevrees. Vrees is sonde. Die Bybel sê vir ons 365 keer, moenie bang wees nie, moenie vrees nie. So as die Here vir jou sê, moenie iets doen nie, jy doen dit, dan sondig jy. Vrees het tussen Job en God ingekom en het vir die duiwel 'n opening gemaak, het vir hom 'n kraakie in die muur gegee, waar hy kon inkom om die verhouding aan te tas tussen Job en God. Salomo begin by vroue, later het afgode geword. Hy het die merk gemis. Judas, geldgierigheid. Hy het die merk gemis. En ek en jy? Waarmee mis ek en jy die merk? Kom ons werk om hierdie merk te kan tref. En dalk tref jy hom vandag en môre mis jy hom. Maak seker dat jy die dag daarna weer tref. Jy vra vergifnis vir gister se merk wat jy gemis het. En probeer at least om môre te tref. Hou net aan probeer. Gelukkig vir ons, en ek gebruik dit nie as 'n verskoning, moet nooit hierdie as 'n verskoning gebruik nie. Gelukkig vir ons, sê God self, hy herinner homself dat ons net stof is. Hy weet wie ons is en waar ons is, en hy weet dat ons net mense is en dat ons so af en toe val vir die duiwel se lewe. Maar ons hoef nie. Ons kan daai merk tref, elke keer. Die vraag is, wil jy? Is dit vir jou belangrik genoeg om God jou nommer 1 te maak?